Reg, kom ons duik vandag in 'n mediese toestand wat dalk 'n mondvol klink. Ekstrakraniale halsslagaar aneurismes. Maar moenie worry nie. Ons gaan dit eenvoudig hou. Ons gaan kyk wat dit is, hoekom dit so 'n groot saak is en nog belangriker, hoe dokters dit vandag aanpak. Goed, hier's ons padkaart vir vandag. Ons gaan eers verstaan wat hierdie bult nou eintlik is. Dan kyk ons na die oorsake en hoe dit oor tyd verander het. Daarna, hoe dokters die probleem presies karteer, gevolg deur die aksie, die chirurgiese stryd. En laastens, 'n blik op wat die toekoms inhou. So, kom ons spring weg. OK, eerste dinge eerste. Kom ons breek hierdie hele ding af tot by die fondament. Wat is 'n ekstrakraniale halsslagaar aneurisme en hoekom moet ons daaroor praat? Ja, ek weet, dis 'n klomp mediese terme, maar kom ons stel dit eenvoudiger. Stel jy die hoofpyp voor wat bloed na jou brein toe vat. Nou, 'n aneurisme is 'n gevaarlike, swak plek op daardie pyp wat uitbult. En daai minstens 50% toename is die gevaarteken. Dit sê vir ons daai pyp se wand is dun en onder groot druk. Hierdie is regtig die beste manier om daaraan te dink. Jou brein is die engine en hierdie slagaar is die brandstoflyn. En jy kan jou voorstel wat gebeur as daai brandstoflyn 'n lek kry of 'n klomp vorm wat die vloem nie blokkeer of heeltemal bars. Die gevolge vir die engine, vir die brein is wel katastrofies. Nou hier's iets wat jou dalk sal verras. Ons praat van minder as 2% van alle siektes van die halsslagaard. Dis regtig skaars en juis omdat dit so skaars is dit uiters belangrik dat dokters dit vinnig en korrek identifiseer en behandel. So hoe weet jy? Wel, die snaakse ding is, die mees algemene eerste teken is dikwels iets wat jy dalk nie eers as gevaarlik sal sien nie, 'n knop. 'n Pynlose knop in jou nek wat saam met jou hartklop puls. Dit voel letterlik of dit 'n hartklop het. Dis dikwels die eerste leidraad wat alles aan die rol sit. So, waar kom hierdie goed vandaan? Die antwoord op daardie vraag het oor die laaste eeu heeltemal verander en die antwoord, wel, dis nogal 'n storie op sy eie. Dit wys ons presies hoe ver medisyne gekom het. Kyk gou hierna, dis fascinanend. In die ou dae, voor antibiotika, was infeksies soos syfilis die groot boosvig. Hulle het letterlik die slagaar se wand weggevreet. Dan, amper oornag, met die koms van antibiotika, verdwyn daai oorsaak so te sê. In sy plek kom aterosklerose, daai verharding van die are as gevolg van ons lewenstyl. En vandag? Wel, nou sien ons al hoe meer gevalle wat spruit uit trauma of selfs vorige operasies. Die storie verander gedurig. So, waar staan ons vandag? Kyk gou hier. Aterosklerose, daai verharding van die are, is steeds koning met 38%. Trauma is ook 'n groot speler, maar kyk na daai massiewe stuk van die koek, 46% is ander of onbekend. Dit sê vir ons een ding, ons leer nog steeds elke dag meer oor hierdie toestand. So, hoe daag mense by die dokter op? Wel, vir 'n derde van hulle is dit daai pulsende knop in die nek waarvan ons gepraat het. Maar hier is die skop, die een wat jou koud laat. Vir 36% van mense, die eerste teken, die heel eerste waarskuwing, is 'n mini-beroerte of 'n volskaalse beroerte. Dink daaroor. Vir baie is die eerste simptoom 'n lewensgevaarlike krisis. Goed, so 'n dokter vermoed daar's 'n probleem. Wat nou? Wel, nou begin die speurwerk. Voor jy enigiets kan doen, moet jy presies weet waarmee jy werk. Jy het 'n padkaart nodig. En dis waar die towerkuns van moderne tegnologie inkom. 'n CTA-skanning is nie sommer net 'n plat X-straal prentjie nie. Dink daaraan soos Google Maps, maar vir jou are, in volle 3D. Die chirurg kan om dit draai, inzoom, die presiese grootte en vorm sien en sien presies waar dit lê in verhouding tot alles anders. Dit is absoluut krities vir beplanning. En met daai 3D-kaart kan hulle die aneurisme klassifiseer. Dis nie net om dit 'n fancy naam te gee nie, nee, die ligging is alles. 'n Aneurisme laag in die nek is een ding, maar een wat hoog op, naamlik die basis van jou skedel wegkruip, dis 'n heeltemal ander storie. Hierdie klassifikasie is die chirurg se blouprint. Dit bepaal die hele strategie. OK, die kaarte is geteken, die plan is gemaak. Nou is dit tyd vir die hoofgebeurtenis, die herstelwerk. Dis waar die ware stryd plaasvind. Die doelwit hier is eintlik doodeenvoudig, maar alles hang daarvan af. Beskerm die brein, koste wat dit koste. Jy moet daardie gevaarlike bult uit die stelsel kry en seker maak die bloed kan weer normaal en vorentoe na die brein vloei. Dis die enigste ding wat tel.
Basies het die chirurge 2 hoofopsies op die tafel. Jy het die ou skoolmetode, oop chirurgie, dis waar hulle 'n sny in die nek maak en die probleem fisies uithaal of omlei. Dan het jy die nuwer, meer tegnologiese roete, endovaskulêre terapie. Hier ryg hulle 'n klein buisie, 'n stent, van binne in die slagaar af op om die swak plek van binne te stit. Elkeen het sy plek en die keuse hang heeltemal af van die pasiënt en daai padkaart waarvan ons gepraat het. En hierdie verskillende tegnieke, kyk, hulle vertel 'n storie van ongelooflike vooruitgang. Moenie net my woord daarvoor vat nie, kom ons kyk na die syfers. In die heel begin was die enigste plan om die slagaar net af te bind. Probleem opgelos, reg? Verkeerd. Dit het die brein se bloedtoevoer afgesny. Die risiko van 'n beroerte of die dood was byna 1 uit 3. 30%. Dis 'n skrikwekkende getal. Toe kom die groot deurbraak, moderne oop chirurgie. In plaas van net afbind, kon hulle dit herbou. En kyk net wat gebeur met die risiko. Van 30% tuimel dit af na so 5 tot 10%. Dis 'n reuse lewensreddende sprong vorentoe. En vandag, met die nuutste minimaal indringende tegnieke, het ons daai risiko nog verder afgedruk. Ons kyk nou na so 2 tot 4% in die regte pasiënte. Daai reis van 30% na onder 4% in net 'n paar dekades, dis niks minder as verstommend nie. So, dit bring ons by die groot vraag, waarheen nou? Ons het gesien hoe ver ons gekom het, maar wat lê voor in die stryd teen hierdie gevaarlike balkies? Miskien is die grootste kopskuif van alles die besef dat ons nie altyd dadelik hoef in te spring met 'n mes nie. Danksy daardie ongelooflike 3D-skanderings kan dokters nou 'n klein, stabiele aneurisme wat stil sit en niemand pla nie, fyn dophou. Saam met goeie medikasie kan chirurgie soms vir jare uitgestel word of selfs heeltemal vermy word. En dit los ons met hierdie laaste gedagte. Ons is nou briljant daarmee om die probleem reg te maak as dit eers daar is. Maar wat as ons dit kan keer voor dit eers begin? Sal die volgende deurbraak in genetika wees? Of in medikasie wat die slagaard van sterk hou? Is dit die volgende grens, om te keer dat daai swak plek in die pyp ooit vorm? Dit is die vraag wat die toekoms van hierdie veld sal definieer.